Ja, en U kom toe alle eer en alle heerlikheid. In 'n gebroke wêreld is U nog steeds God. Waar al gebeur wat en al hoor ons dinge op die nuus, U is ons God en U is ons Here. U is die een waarna ons roep vir verlossing. U is die een wat ons beskerm. U is die een wat die hand oor ons uitsteek en liefde aan ons bewys. U is die een wat ons nader trek wanneer ons swaar kry. Dis vanoggend na U toe wat ons kom in die naam van die Seun Here Jesus Christus, net so aan U alle lof bring. Ja, Vader, en daar is die wat ons besef hoe afhanklik ons van U is, hoe afhanklik ons van U genade is, hoe ons U liefde oor ons wil voel. Dankie dat ons vanoggend net kan stil raak by U en kan weet dat U ons God is. Dankie vir die woord wat die waarheid is, die woord wat lewe skep, die woord wat nuut bly, die woord wat deur die tye nog steeds van toepassing is. Dankie Heilige Gees dat U woord aan ons openbaar, dat U woord vir ons oopbreek, dat U woord soos lewende water uit ons kan vloei. En Vader, kom bid vir elkeen van ons geliefdes, kom dra hulle so aan U op, kom bid vir die wat hier is vanoggend en die wat nie vanoggend hier kon wees nie, en ek vra net U hand van beskerming so oor elkeen. En Vader, kom dra ons kinders aan U op vanoggend, elkeen waar hulle is, wat hulle doen, kom bid U hand oor elkeen van hulle, kom bid U waarheid in die lewe oor elkeen van ons kinders. Kom bid dat julle harte sal draai na U toe en sal sag maak. Dat U self aan hulle sal openbaar. Kom bid vir hulle vir goddelike afsprake, Vader. Kom dra ons skool aan U op, ons onderwysers, Vader. Die wat voorvat en die wat leiding gee. Ons kom bring hulle so voor U en ons vra dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal krag gee, dat U hulle sal wysheid en insig gee op die regte tyd. Vader, met alles wat gebeur en alles wat aan die gang is, bid ek dat U ons sal lei om te doen dit wat U wil hê ons moet doen. Om ons hand te vat en uit te reik waar U wil hê ons moet uitreik. Om ons voete te vat en in 'n rigting in wat U wil hê ons moet stap. Vader, met alles wat gebeur en alles wat ons hoor, kom bid ek dat U ons denke sal beskerm. Dat U ons harte sal beskerm, Vader. Dankie dat ons vandag kan sê, U pottebakker, ons die klei. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Waarop fokus ons? Wat is vir ons belangrik? In Paulus se tyd het sekere dele van die kerk gefokus op die ander dele van die kerk se tekortkominge en op hulle foute. Onthou, hierdie brief is nie net vir een gemeente geskryf nie. Ek dink ons het vandag nie ver daarvan af weg beweeg nie. Ja, ons moet fokus op ander en nie op onsself nie. Hierdie fokus moet egter wees om die liefde van Jesus uit te dra, nie om te kritiseer en te blameer nie. Christus Jesus kom en hy sterf vir ons sondes, maar hy kom ook en bring genesing en herstel. Dit is eers wanneer ons hierdie gawe van vergifnis, genesing en herstel ten volle aanvaar
en nie nog steeds probeer vashou en dit probeer verdien nie. Wanneer ons ophou vashou aan die verlede en ons tekortkominge wat ons kan aanbeweeg en die liefde van Jesus aan ander kan bring. Geloof, hoop en liefde. Is dit nog waarom ons lewens draai? Is dit nog waarin ons wil groei? Is dit nog waar ons fokus is? Kom ons lees Romeine 14 vers 1 tot 12. Vers 1. Aanvaar die een wat swak in geloof is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo, 'n mens mag alles eet. 'n ander is swak in geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as ander dae, vir die ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here. Want hy dank God, en die een wat nie alles eet nie, doen dit tot die eer van die Here, en hy dank ook God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy jou broer? En waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God moet rekenskap gee. Kom ons lees weer vers 2. Een glo mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die eerste en grootste dispuut tussen die heidene en die Jode in die kerk het gegaan oor die koswette. Die een groep, die nie-Jode, Joodse Christene, glo die voedselwette is vervul en hulle eet enige iets en alles. Die Jode aan die ander kant word beskryf as die wat swak in geloof is en hulle eet net groente. Nou die Joodse wet verbied nie die eet van vleis nie. Die wet het wel vereis dat die bloed uit die vleis gedreineer moes wees. So hoekom eet hierdie Jode in Rome nou net groente? Ons het ook gesien dat daar vir 'n tyd geen Jode in Rome was nie. Die Jode eet vleis wat ons vandag as kosher beskryf. Die bloed is ten volle uit die vleis gedreineer. Kosher vleis was skaars toe die Jode teruggekeer het na Rome toe. Verder was hulle bang dat die vleis nie ten volle kosher was wat hulle kon koop nie. Hulle kies dus om aan die wet getrou te wees en eet eerder glad nie vleis nie. Dit maak dat die nie-Joodse gelowiges op hulle neerkyk en hulle geloof bevraagteken. Vers 3. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. In vers 2 het Paulus die sterk gelowiges aangespreek. Hier bemoedig hy beide groepe. Die sterk kyk neer op die swakkes en behandel hulle met minagting. Die swakkes oordeel en veroordeel egter die sterk gelowiges. Die wat nie enige voedselwette gehoorsaam het nie,
het na die ander gelowiges as minderwaardig gekyk. Ons het laasweek in Markus 7 vers 19 gesien dat Christus die voedselwette nietig verklaar het. Hierdie groep wat dan alles eet, voel die ander groep leef nie volgens hierdie woorde van Jesus nie. Die Jode voel weer dat Numeri 15 vers 30 van toepassing is op hierdie mense wat alles eet. Daar staan geskrywe in Numeri 15 vers 30, maar die landsburger of vreemdeling wat moedswillig sonde doen my, die Here oneer aan, en hy moet van sy volk afgesny word. Vers 1 begin met die opdrag dat die nie-Jode die Jode moet aanvaar. Vers 3 eindig daarmee dat God die nie-Jode aanvaar soos hulle is. Hierdie waarskuwing is gerig aan beide groepe. Hulle moet ophou om mekaar te oordeel, want God het hulle aanvaar soos hulle is. Dit is 'n sonde om die te verwerp wat deur God aanvaar is. Daar is sekere dinge in die kerk oor ons moet saamstem, en daar is ander dinge wat ons mekaar se opinies moet aanvaar en respekteer. Ons moet net weet waarom hierdie lyn te trek. Vers 4. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Iemand iets daaroor sê? Op 'n vreemde skrif. So as dit 'n probleem was, dat hulle mekaar se bediendes oordeel. Verstaan is op so random. Ek kan verstaan die ander goed, die eet en drink in die dae, of groter goeie. Maar dan moet ons ook nou gaan kyk, bediende is eintlik slaaf hierso. Maar ek dink jy gaan ons sal nou dalk hoop ek beter verstaan. Hierdie eerste gedeelte van Romeine 14 eindig, gelukkig is dan die 40 hoofstuk. Sou dit gemaak het. Hierdie eerste gedeelte van Romeine 14 eindig met die uitdaging. Wie is ons om iemand anders se diensknegt te oordeel? As ons na die vorige vers kyk, kan ons sê dat hy hier praat van die Jode wat die nie-Jode oordeel. Dit het egter betrekking op beide groepe. In hoofstuk 2 vers 1 het ons gesien hoe hy die Jode aanspreek oor hulle geneigtheid om ander mense te oordeel. Hierdie Jode het die Torah onderhou, hulle self gesien as beter as almal anders en daarom al die nasies geoordeel. Ons moet onthou dat Paulus ook die heidense Christene in Romeine 11 verse 18 en 20 gewaarsku het teen arrogansie. Hy sê vir hulle dat hulle nie beter as die ander takke op die olyfboom is nie en dat hulle ook uitgekap kan raak. Paulus is geafronteer deur die gedagte dat iemand homself belangriker kan ag as iemand anders. Die woord wat Paulus hier gebruik vir wat ons het as bediende was die woord vir huisslaaf. Dit was 'n absolute taboe in die tyd om met iemand anders se slaaf in te meng of om hulle te kritiseer. Wat ons hier egter het is die werkgewer of die meester wat dan verwys na God. Hoe kan ons dink dat ons iemand kan oordeel wat aan God behoort? Die uitkoms vir 'n slaaf word slegs bepaal deur sy eie meester en nie deur iemand anders nie. Wat met elkeen van ons gebeur op die oordeelsdag hang van ons verhouding met God af. Dit is nie afhanklik van wat ander mense van ons dink nie. Nou dit beteken egter nie ons moet almal net aan hulle self oorlaat nie. Hebreërs 13 vers 3 staan daar immers, maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons kan nie, ons mag nie mekaar oordeel nie. Ons moet mekaar egter aanmoedig. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet bid vir mekaar. Ons moedig mekaar aan uit liefde en vermy oordeel in hierdie proses. Ons kan ook nie die oordeel wat nie anders
wat nie alles op dieselfde manier as ons doen nie. Die swak in geloof wat hier oordeel uitspreek, is hier net behep met dit wat hulle glo reg is. Hulle wil wen in die situasie en stel nie belang in die waarheid nie. Daar is geen liefde vir die ander nie, slegs afskuw. Ons moet besef, dit is slegs God se oordeel oor ons wat tel. Ons moet ook besef dat hierdie beide kante toe werk. Ons kan nie ander oordeel nie, slegs God kan. Ander kan egter ook nie ons oordeel nie, slegs God kan ons oordeel. In Petrus 1 vers 5 staan daar: En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Ons word deur die krag van God bewaar en veilig gehou tot aan die einde. Dit behoort sommer ook ons vrees vir mense uit die weg te ruim. Hoeveel van ons aksies en bekommernisse word gedryf deur die vrees vir dit wat ander mense oor ons dink of sê? Nee, God is ons meester. Dit is hom wat ons moet behaag en nie ander mense nie. So die vers sê dat God die meester is. God is ons meester. So hoe kan iemand anders vir ons kritiseer? Dis net God wat ons kan kritiseer. Is dit vir my interessant of dit laat my net dink dat as iemand 'n geleentheid wil sien om kritiek uit te oefen, sien hy dalk iets op die pad van 'n persoon waar die Here ons nou hierso sê, it is before his own master that he stands or falls, and he shall stand and be upheld, for the master, the Lord, is mighty to support him and make him to stand. Iemand wat van buite af kyk, sien 'n oomblik in 'n proses waarmee die Here besig is. En die Here gaan die goeie werk wat hy begin het en hy deurvoer. Want dit is ooreenkomstig met sy woord. So, hoe kan ons oordeel oor 'n screenshot op die pad waarmee die Here besig is met 'n persoon? Mens moet eerder ek meen help net ondersteun en help in bid en erken dat dit die Here is wat besig is met 'n proses. En dit was waarmee hierdie kerk besig was. Een deel van die kerk het altyd geoordeel oor die ander deel van die kerk. Paulus sê nee. God het hom aanvaar soos hy is. God is sy meester. God sê vir hom wat om te doen en hoe hy dit moet doen. So wie is jy om te kom oordeel? As first word by James 4, what they say, verse 7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourself in the sight of the Lord, and he will lift you up. Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Therefore, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? So in vers 5 tot 9 gaan Paulus verder om die dinge wat die kerk verdeel te bespreek. Vers 5 lees: Vir die een is die een dag belangriker as die ander dag. Vir die ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net sy eie gemoed gedurig oortuig wees van sy opvatting. Die tema van die wat swak in geloof is en die wat sterk in geloof is, trek hier deur. Die wat swak in geloof is, glo dat die een dag belangriker is as die ander dag. Die wat sterk in geloof is, sien elke dag as ewe belangrik. Nou hiervolgens was daar 'n verskil in die kerk oor die belangrikheid van hierdie dae. Dit kon die feesdae gewees het, maar dit kon ook die Sabbat of die Sondag gewees het.
Ons weet die Sabbat was die 7de dag, die laaste dag waarop God gerus het na die skepping. Dit het dan die Sabbat geword. Wat sien ons egter in die vroeë kerk? Handelinge 20 vers 7. Ons het die Sondag bymekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het dit tot middernag aangehou. Shani, is jy reg om te sit tot middernag? 1 Korintiërs 16 vers 2. Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Die Engelse vertalings praat van die eerste dag van die week, of die first day of the week. Dit bring ons daarby dat die kerk op die Sondag, of die eerste dag van die week, bymekaar gekom het. Paulus sê egter dat dit nie 'n twispunt moet wees nie. Elkeen moet net in homself oortuig wees van dit wat hy glo. Ons moet dus oortuig wees van wat ons glo, terwyl ons die wat anders glo respekteer. Ons moet ook onthou dat die Jode wel op die Sabbat vrygestel was om te werk in Rome. Dis elke 7 dae, en die res van die bevolking het net elke 10de dag 'n afdag gehad. Die slawe aan die ander kant was meer soos boere, afdae was maar skaars. Dit bring ons by vers 6. Of ons nou vleis eet of nie, ons moet God dank. Die een wat op 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en hy dank ook God. Hierdie is 'n belangrike vers om in gedagte te hou, wanneer ons na die verskillende kerke kyk. Baie kerke voel dat hulle alleen in hulle doktrines en die praktiese uitvoering daarvan reg is. Baie keer voel ons of ander kerke dat God die ander groep verdra in wat hulle doen, maar daarom nie baie gelukkig is met hulle nie. Paulus sê dat God die sal eer wat dit doen wat hulle waarlik glo reg is, en as hulle God daardeur verheerlik. Daar is soveel dinge waaroor kerke verskil, en wat hulle kies as 'n rede om nie saam te werk nie. Soveel keer wat ons oordeel uitspreek oor 'n kerk, want hulle doen iets anders as wat ons doen. Paulus kom roep ons hier terug na die liefde en geloof. Ons moet mekaar aanvaar. Dit wat iemand glo, moet hy in aanbidding uitleef voor God. Solank as wat God en die aanbidding van God die kern is, sal dit God behaag. In vers 5 en 6 skryf hy oor die heilige dae, die eet van vleis en die nie eet van vleis. Beide hierdie groepe is voor God aanvaarbaar, solank hulle vaste oortuiging is dat hulle God eer daardeur. Ons soeke is dikwels na die waarheid, maar in dit moet ons God eer in elke area van ons lewens. In dit moet ons God dank. Die Jode het 2 gebede gehad met etes. Paulus sê, solank hulle God dank en aan hom die eer gee, behaag hulle God en kan die ander nie neerkyk op hulle nie. Wat hy nie skryf nie, is dat ons elke beweging en aksie wat die woord Christen gebruik, moet aanvaar en ondersteun. Galasiërs 1 vers 8 en 9 skryf hy, maar sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer, as iemand aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Die evangelie is die evangelie. Nie een van ons of enige ander groep kan daaraan verander nie, of verwag om aanvaar en verstaan te word, indien hulle dit verander nie. Ons kan nie kompromieë oor die drie eenheid van God, die Godheid van Christus Jesus, die feit dat Jesus vir ons sondes gesterf het, en die absolute noodsaaklikheid daarvan, dat hy aan die kruis gesterf het vir ons sondes aangaan nie. Ons kan lekker en smaakvol debatte voer oor wegraping, die wederkoms,
die eet van vleis en ander dinge. Oor die kern van die evangelie kan daar egter geen redenasie tussen kerke wees nie. Vers 7 en 8. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Of ons lewe en of ons sterwe, ons moet dit tot eer van God doen. Alles in ons lewens het betrekking op God en die eer aan God en nie op onsself nie. Wat hierdie twee groepe vergeet het, was dat dit alles oor God gaan. Hulle fokus was daarop om hulle aksies, hulle manier van doen reg te bewys en die ander groep te oortuig dat hulle op die regte pad is. In dit het hulle vergeet dat dit alles eintlik oor God gaan. Hulle het hulle fokus verloor. Konflik tussen die twee groepe het nie eer aan God gebring nie. Dit kon dalk iemand van die een groep na die ander skuif, maar dit was nie tot eer van God nie. Ons fokus kan nie op denominasies of bedieninge waaraan ons behoort wees nie. Dit gaan alles oor God. Hy plaas ons waar ons is, sodat ons aan hom die eer kan gee. Ons behoort aan God. Volgens Romeine 8, vers 14 tot 17, is ons sy kinders. Volgens Romeine 6, vers 15 tot 22, is ons sy slawe. Die natuurlike aksie van 'n slaaf is om sy meester te behaag, volgens Romeine 14, vers 4. Konflik tussen die twee groepe gebruik tyd en energie, wat ons op die verheerliking van God moet spandeer. Ja, dit is nodig om die waarheid te soek, en is nodig om die waarheid na te jaag. Ons moet egter mekaar respekteer in dit. Van ons geboorte tot ons sterf behoort ons aan God. Ons lewens, dit wat ons doen, of daar waar ons betrokke is, behoort egter nie ons fokus te wees nie. Ons fokus is op die verheerliking van God. Prys die Here. Ons is nie almal dieselfde nie. Ons het nie almal dieselfde roeping nie. Ons glo in dieselfde God. Dit is nou die Christene, nie alle gelowe nie. Maar ons glo ook nie almal dieselfde nie. Paulus stel dit so bietjie anders aan die Korintiërs, en ons almal ken dit. Maar het ons al mooi daaroor gedink? 1 Korintiërs 12, vers 20 tot 26. Nou daar is wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan nie weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat hy groter eer gee aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat daar lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. In Christus is ons een. Ons is een in gees. Ons is egter nie dieselfde nie. Ons elkeen het sy eie sterkpunte en ons eie unieke stel foute. Nou dit is die foute waaraan ons werk tot Christus weer kom. En dit is die sterkpunte wat ons tot voordeel van die koninkryk van God gebruik. Paulus sê ons moet mekaar se sterkpunte, se swakpunte verdra en een wees in Christus. Ons moet mekaar verdra. Die oog moet vir die klein toontjie wys waar om te trap. Partykeer stamp die klein toontjie homself stikkend teen die bed se hoek. Maar dan was dit dalk omdat die been nie saamgewerk het nie. Die kerk, die koninkryk van God, is nie 'n plek vir verwyte nie. Dit is 'n plek van verstaan, 'n plek van liefde, van omgee, 'n plek van vertroosting.
'n plek van opstaan en weer probeer. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Gaan uit en wees die week meer as oorwinnaars. Onthou net hoekom jy 'n oorwinnaar kan wees. Amen.